Goeienaand, Lewende Woord Centurion. Ek is weer opgewonde om saam met julle te wees. Lyk my ek en Wouter begin so 'n tag team met die woordskool. Ek gaan Korintiërs vir hom los. Ek wil so vinnig, omdat ek dit net nog 1 week doen, wil ek so vinnig 'n boek ingooi, 'n kort boek. En ja, ek seker dit gaan vir jou baie beteken. So kom ons bid saam en dan maak jy jou Bybel vir my oop by die boek van Filemon. So kom ons bid. Dankie Here vir u woord. Dankie Here vir wat u vir ons vandag wil sê, Here. Lei ons in ons gesprekke vandag en mag die woord net uitstaan en met ons praat vandag, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Nou soos julle onthou, die laaste 2 kere wat ek saam met julle was, het ek eers 'n sessie gedoen oor hoe jy die woord benader en die tweede keer het ek 'n sessie gedoen oor hoe jy die woord interpreteer. Ons het so 'n vinnige metode deurgehardloop, so ek wil met daai metode in my agterkop wil ek hierdie volgende boek benader. So ek het nou gebid vir die woord, soos wat die eerste stap sê, en die tweede stap is nou 'n bietjie waarneming. So ek gaan nou 'n bietjie waarneem in die boek. Alright, so maak vir my oop by Filemon en ons gaan hom een keer regdeur lees en dan gaan ons hom net bietjie spesifieke goeders observeer of waarneem daarin en dan gaan ons dink aan hoe om dit te interpreteer. Okay, so die eerste ding wat ek wil hê jy moet opmerk soos ek deur hom gaan, is dat in die eerste eeu was daar struktuur waarin briewe geskryf was. En hierdie Filemon is 'n brief. En 'n brief word so geskryf. Die eerste deel, dink eers aan ons briewe in ons vandag se tyd is, ons skryf nou nie meer briewe nie, ons skryf e-posse, en hoe jy dit doen is, jy skryf, of kom ons gaan na die briewe toe, wat ons so 'n paar jaar terug geskryf het, jy skryf jou adres, die adres aan wie jy dit stuur, jy sê, 'n inleidende paragraaf, dan praat jy waaroor jy wil gesels, en dan maak jy 'n slotparagraaf, en dan sê jy, van wie af dit is aan die einde, en dan miskien 'n naskrif as jy wil. Nou, 'n eerste eeuse Romeinse brief word so geskryf. Eerste noem jy van wie af dit kom, tweede noem jy aan wie dit geadresseer is, derdens groet jy die persoon, vierdens doen jy 'n gebed, in die 5de plek sê jy wat jy wil sê, en dan doen jy 'n slot aan die einde. So as ek 'n brief skryf aan die gemeente van Centurion, dan gaan ek sê, van Johan, pastoor Johan Herbst, aan die gemeente van Wouter en Centurion, groete en liefde van julle, van waar ook al ek afskryf, en dan bid ek vir julle altyd, wanneer ek julle onthou, en ons is baie lief vir julle, terwyl ons vir julle bid, en ons onthou wat die Here oor julle gesê het, en daarom bid ons dit in, wanneer ons aan julle skryf. So, die rede vir hierdie brief, en dan aan die einde sê ek, en groete vir Wouter, en vir Dalton almal liefde, en ons sluit af. So, dis die struktuur van 'n brief. So, ek gaan hierdie brief lees, Filemon, dan wil ek jy moet opmerk waar daai dele is. Okay, so kom ons lees saam. In Filemon, daar's net 1 hoofstuk, so volg my. Paulus, die gevangene van Christus Jesus en ons broer Timoteus, aan die geliefde medewerker Filemon, en ook aan ons suster Afia en ons mede-stryder Agrippus en die gemeente wat in jou huis saamkom. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou dink in my gebede, omdat ek gehoor het van jou liefde vir al die heiliges en van jou geloof in die Here Jesus. Ek bid dat jou deelname aan die geloof daadkragtig mag wees, deur jou kennis van elke goeie saak wat daar onder ons is, tot eer van Christus. Ek is inderdaad baie bly en bemoedig oor jou liefde, broer, omdat die hart van die heiliges deur jou verkoop is. Daarom, al het ek in Christus groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen, rig ek, Paulus, op grond van liefde eerder 'n versoek aan jou. Juis omdat ek so 'n ou man is
en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek pleit by jou vir my geestelike kind Onesimus, wat ek tydens my gevangenskap verwek het. Hy het tydens jou of destyds, hy het destyds vir jou geen voordeel ingehou nie, maar nou hou hy vir jou en vir my groot voordeel in. Ek het hom na jou teruggestuur. Hy wat my eie hart is. Ek wou hom graag by my hou, sodat hy my in jou plek kon dien, terwyl ek ter wille van die evangelie in boeye is. Maar sonder jou instemming wou ek niks doen nie, sodat jy jou goeie daad nie uit dwang nie, maar vrywillig sal doen. Dalk was hy juis om hierdie rede 'n rukkie lank van jou af weg, sodat jy hom vir altyd kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, 'n geliefde broer, in die besonder vir my, maar hoeveel meer dan vir jou, liggaamlik sowel as in die Here. Indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom asof dit ek is. En as hy jou enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hierdie met my eie hand. Ek sal dit betaal. En dan praat ek nie eers daarvan dat jy jouself aan my verskuldig is nie. Ja, broers, mag ek tog in die Here van jou hierdie voordeel geniet. Verkoop my hart in Christus. Met volle vertroue in jou gehoorsaamheid skryf ek vir jou, in die wete dat jy selfs meer sal doen as wat ek vra. Maak terselfdertyd ook 'n gastekamer vir my gereed, want ek verwag om deur julle gebede aan julle geskenk te word. Epaphras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou, so ook my medewerker Markus, Aristarchus, Demas en Lukas. Genade van die Here Jesus Christus bly met julle gees. Daar is ons deur die hele brief. Okay, so in die eerste keer wat jy deur hom lees, ek wil hê jy moet die video nou pause en net gou-gou bietjie met die persoon wat by jou is of net op jou eie, net bietjie dink, wat is die versoek hierso? Wat is die ding wat gevra is? Okay, so hier is die eerste waarneming wat ons gaan doen. Jy moet vir my blaai na Kolossense 4 toe. Kolossense hoofstuk 4 vanaf vers 7. Hoor gou die interessante skrif wat hier is, en dis betrekking tot hierdie boek. Dit sê hierso in vanaf vers 7. Tychicus, die geliefde broer, getroue dienaar en medewerker in die Here Jesus Christus. So hier is ook 'n brief en dis aan die einde van die brief, sê dit hierdie. Tychicus, ons geliefde broer, getroue dienaar en medewerker in die Here, sal julle alles oor my omstandighede aan julle bekend maak. Juis hiervoor stuur ek hom na julle, sodat julle van ons omstandighede kan weet, en sodat hy julle harte kan bemoedig. Ek stuur saam met hom Onesimus, die getroue en geliefde broer, wat van julle afkom. Hulle sal julle alles van ons omstandighede hier vertel. Aristarchus, my medegevangene, stuur groete vir julle, en ook Markus en Barnabas se neef. Oor hom het julle reeds opdragte ontvang, wanneer hy by julle kom, verwelkom hom. Dieselfde geld vir Jesus, wat ook Justus genoem word. Van diegene wat uit die belydenis kom, is hulle die enigste medewerkers van die koninkryk van God, en hulle het 'n troos vir my geword. Epaphras, een van julle, 'n diensknegt van Christus Jesus, stuur vir julle groete. Hy worstel voortdurend in sy gebede, dat julle volkome en met volle oortuiging staande mag bly in alles wat God wil. Ek getuig van hom, dat hy baie moeite doen vir julle en vir die mense in Laodicea en Hierapolis. Lukas, die geliefde dokter, Demas, groet julle, groet die broers in Laodicea, en ook Nimfa, en die gemeente wat in haar huis bymekaar kom, en wanneer hierdie brief by julle voorgelees is, sorg dat dit ook in die gemeentes van Laodicea voorgelees word, dat julle ook die brief wat van die Laodicea afkom voorlees. Sê ook vir Agrippus, let op
die bedieningsopdrag wat hy van die Here af ontvang het, sodat jy dit uitvoer, en die groetwoord in my eie handskrif van Paulus, dink aan my boeie, genade en liefde vir julle. So die goed wat jy gaan agterkom tussen Filemon en Kolossense is, daar's dieselfde name. En ek wil graag hê jy moet dit self uitvind of ontdek. Maar kom ek sê vir jou hoekom dit so is. So Filemon was 'n ou wat gebly het in die kerk, of die kerk van die Kolossense het 10-1 in die huis van Filemon gebeur. Ek dink dat Filemon was die pastoor van die Kolossense kerk, en dat Paulus 'n brief geskryf het vir die Kolossense kerk, maar dan 'n persoonlike brief geskryf het vir Filemon. So as jy dink aan die Kolossense, dit is geadresseer aan die hele groep mense. Maar as dit by Filemon kom, dan is dit geadresseer aan, byvoorbeeld as jy lees in vers 4, ek dank my God altyd wanneer ek aan jou dink in my gebede. Dit is spesifiek geadresseer aan Filemon. En hierdie twee briewe is gestuur saam met Tychicus en Onesimus. Tychicus is die een wat die brief gedra het. Onesimus was die slaaf wat weggehardloop het uit die weggehardloop het van Filemon af en in die tronk opgeëindig het en na die Here toe gelei was deur Paulus en toe 'n disippelskap pad met Paulus gestap het. Maar nou stuur Paulus hom terug na Filemon toe. Nou as jy kyk na vers 17 in Filemon, dan sal jy weet dat iets het gebeur wat Filemon gedoen, of wat Onesimus gedoen het, wat 'n baie skade gedoen het aan Filemon. Dit kan wees dat hy iets afgebrand het, dit kan wees dat hy dalk iemand baie seer gemaak het, en dat in die Romeinse wet was dit Filemon se volle reg, dat as hy sou Onesimus se lewe vat, sou dit wetlik nie verkeerd gewees het nie. Want slawe in daai tyd was gesien as eiendom van die eienaars. En Filemon, dalk 'n ryk man, omdat hy slawe besit het, was 'n ryk man wat Onesimus gehad het. Onesimus was volgens wat Paulus sê in, ek dink dit is in, vers 10, nee? Vers 11, noem Paulus dat Onesimus ook useless was, of nie useless nie, wat is die vers se naam, of wat noem hom, van geen voordeel nie. In die Engels was dit useless. Nou die interessante ding in die Grieks is dat Onesimus klink soos useless of useful. Dit is 'n interessante naam wat hy het. Nou hy was tot geen voordeel nie, of hy was useless geweest. En hy het iets gedoen en hy het weggehardloop. En nou volgens Romeinse wet, dat as jy 'n slaaf kry ook, wat weggehardloop het, dan is dit jou, volgens die wet, jou plig om daai slaaf terug te stuur. Maar Paulus stuur hierdie slaaf terug, nie net oor die Romeinse wet nie, maar ook oor Paulus se, kom ons sê, sy nederigheid en sy gesindheid teenoor Filemon. Paulus in die brief kan jy sien, het groot respek vir Filemon. Okay, so kom ons gaan in 'n paar waarnemings in. So, as jy kyk na vers 1 tot vers 3, Paulus is die skrywer, Timoteus is ook saam met hom die skrywer, en Filemon is die een aan wie hy skryf. Filemon is dalk die pastoor van die Kolossense kerk, en saam met hom, wat ook saam met hom in die kerk was Apphia en Aristarchus, of Agrippus, en die kerk daarso. En dan begin hy die gebed. Hy sê in die gebedsdeel, ek dank my God wanneer ek aan jou dink in my gebede, omdat ek hieroor van jou liefde vir die heiliges en jou geloof gehoor het. So ek wil hê as jy 'n boekie langs jou het, soos 'n notaboekie, né, skryf neer hierdie twee goeders: liefde en geloof. So hy sê, ek weet, sê Paulus aan julle, ek weet, julle is bekend vir julle liefde en geloof. Okay, skryf dit neer, dis belangrik, want Paulus gaan hulle verantwoordbaar hou vir daai twee eienskappe. Okay, so neem waar hy sê, ek het gehoor van julle liefde vir die heiliges en julle geloof. Okay, ek bid dat jou deelname in die geloof daadkragtig mag wees. So, mag jy sterk geloof hê. Ek wil gou lees hierso. Okay, dan sê ek het net gou in die Engels ook gelees. Dan sê hy, deur die kennis van elke goeie saak tot eer van die, dan vers 7.
Ek is inderdaad baie bly en bemoedig oor jou liefde, broer, omdat die hart van die heiliges deur jou verkoop is. Okay, nou, hy tel weer die liefde ding op. So hy sê liefde, geloof, liefde, en dan sê hy dat die harte van die gelowiges is verkoop deur jou. Okay, nou skryf ook neer hart. Ons gaan daai woordjie volg. So as jy 'n oranje potlood het, wil ek hê jy moet daai hart inkleur. Oranje. Okay, dan gaan ons aan. Daai woord in vers 8, daarom, is 'n baie belangrike woord. So hy het gesê in die vorige deel dat hy hoor van hulle liefde, hy hoor van hulle geloof. Hy weet dat die harte van die gelowiges verkoop is deur jou. So omdat daar liefde is, omdat daar geloof is en weer liefde is en ook dat jy die harte verkoop. Daarom sê ek die volgende ding. So jy moet weet dat daai woordjie daarom verbind die vorige deel met die volgende deel. So daarom, omdat ek hierdie goed weet van julle. Daarom sê ek die volgende. Al het ek in Christus groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen. Okay, so nou kom Paulus in sy autoriteit. Hy is 'n apostel. Hy mag vir hierdie mense 'n bevel gee. Hy kan vir hulle 'n command gee. Hy sê eintlik vir Filemon, ek kan nou vir jou sê wat jy moet doen. Maar op grond van liefde, nou daar's liefde weer. So op grond van liefde, omdat jy bekend is van liefde ook, gaan ek jou nie sê wat om te doen nie. Ek gaan jou vra. So ek kan nie help om te spring na 'n toepassing van hierdie nie. Miskien as jy in 'n autoriteitsposisie en miskien moet jy eerder in plaas van om bevelle uit te deel, miskien moet jy 'n vraag of 'n versoek rig aan mense wat vir jou werk. Okay. Dink aan die manier wat jy met mense werk in jou besigheid en die beginsel wat Paulus hierso bring. Okay, so nou sê Paulus, ek het groot vrymoedigheid om jou te beveel wat jy behoort te doen. Ek rig Paulus op grond van liefde eerder 'n versoek aan jou. Juis omdat ek 'n ou man is en ook nou 'n gevangene is ter wille van Christus. So die feit dat Paulus sê dat hy's 'n ou man en dat hy 'n gevangene is, sê vir ons bietjie wanneer hierdie brief geskryf is. So obviously as jy kyk in die einde van Handelinge, het Paulus in Rome opgeëindig in die tronk. En dit was nader aan die einde van sy lewe. So hierdie brief is geskryf nader aan die einde van sy lewe, wanneer Paulus in die tronk was in Rome, na die gebeurtenisse in Handelinge, en dat hy ook in die tronk is daar in Rome, ja, en dat hy ou man is. Okay, ek het dit gesê. So dit gee vir ons net 'n indikasie. En nou, as jy kyk na vers 9, dan sê hy, op grond van liefde rig ek 'n versoek. Maar in vers 10 sê hy, ek pleit. So daar's bietjie van in Engels praat ons van 'n progression. Daar's bietjie van ek vra en ek pleit by jou vir my geestelike kind Onesimus, wat ek tydens my gevangenskap verwek het. So Onesimus was hierdie slaaf wat iets verkeerd gedoen het, waar ook al hy was. Hy was gevangene geneem saam met Paulus, of iewerste in dieselfde tronk as Paulus, of iewers het hy tot bekering gekom. Hy het in Paulus se lering gesit, en Paulus se kind geword, 'n geestelike kind geword. So hy het tot bekering gekom, sy hart vir die Here gegee, en hy het verander. Hy is nou nie meer dieselfde mens nie. So nou sê hy het destyds vir jou geen voordeel ingehou nie. Daar erken Paulus, ja, hy was nie goed vir jou nie, maar nou is hy anderste. Nou, my vraag aan hierdie is, hoe groot moet die verandering wees in hierdie persoon, dat Paulus met 'n brief sal stuur en so oortuig is dat hierdie persoon anders te gaan wees in hoe hy moet ontvang word. Okay, so nou sê hy pleit vir sy kind Onesimus, wie se pa hy geword het in sy gevangenskap. En in die voormalige lewe wat hy gehad het, was hy van geen voordeel nie, maar nou is hy van baie voordeel vir jou en vir my. En hier is ons nou 'n belangrike deel. In vers 12, hy sê, en ek het hom na jou teruggestuur. Hy wat my hele hart is. Okay, so nou het ons gesien in vers 7, sê hy, want die harte van die gelowiges word verkoop deur jou.
En nou sien ons dat hy stuur sy hart na Filemon toe. Wat verwag Paulus van Filemon om te doen met Onesimus, wat Paulus se eie hart is? Paulus hou hom verantwoordbaar vir wat hy gesê het in die eerste deel van hierdie brief. Julle mense verkoop die harte van die gelowiges. Nou stuur ek my hart om wat mee te doen. Okay, ek gaan nou daarby kom. So dan sê hy sal bly gewees het om hom graag by my te hou en om my te dien of om Paulus te dien. Maar hy sal niks doen sonder dat Filemon instem daaroor nie. Kan jy sien hoeveel vryheid gee Paulus en vertroue het hy en eer het hy vir Filemon. Paulus het soveel respek vir die ou wat onder hom werk, dat hy verkies om niks vir homself te vat wat hy al klaar voel hy verdien nie. Hy voel hy gaan nie dit vat nie, maar hy sal net doen wat Filemon vrywilliglik besluit ook om te doen. Wat sê dit van Paulus se nederigheid? Wat sê dit van sy leierskapstyl? Daar's soveel beginsels in hierdie ding. So nou sê hy wil alles wat Filemon vir Paulus doen, wil hy hê Filemon moet vrywilliglik doen. So die vrywilliglike ding wat hy doen is ware liefde. Dis ook 'n ding wat jy in liefde doen. Liefde is vrylike keuse om iets vir iemand anders te doen. Dis nie onder dwang nie. Liefde is nooit onder dwang nie. Okay, nou sê hy, dalk was hy juis vir hierdie rukkie lank weg van jou afgevat, sodat jy hom kan terugkry. Nie langer as 'n slaaf nie, meer as 'n slaaf, 'n geliefde broer. In die besonder vir my, maar hoeveel meer vir jou liggaamlik en sowel in die Here. So nou wat hy sê, daar's 'n kontras tussen wanneer hy het gegaan as 'n slaaf. Hy praat nie van 'n geestelike slaaf hierso nie. Hy praat van 'n regte slaaf. Hy was 'n slaaf in daai tyd. Maar nou sê Paulus vir wanneer hom terugkry, sien hom nie as 'n slaaf nie, sien hom nie as jou eiendom nie, maar sien hom as 'n medebroer met dieselfde vlak van waarde as wat jy jouself mee ag. En hy sê liggaamlik sowel in die Here beteken dat hy het waarlik sy hart vir Here gegee. Dat die broer waarmee jy nou werk is nie net tydelike ding vir nou nie, maar dit is 'n ewigheids plan of verandering wat ingeskop het. Dan vers 17. As jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom asof dit ek is. Okay, so hier is ons nog 'n sterk verantwoordbaar hou. As jy my aanvaar as jou leier, as jy my aanvaar as 'n broer en as jy respek het vir my, dan moet jy hierdie ou aanvaar op die vlak wat jy my aanvaar. Dink aan 'n leier wat jy baie voor respek het. En dink aan iemand wat van baie lae status, kom ons sê iemand wat van die straat af kom. En hierdie leier sê vir jou, ontvang hierdie ou asof dit ek is. Met watse respek verwag Paulus moet Filemon vir Onesimus ontvang? Dit is amper ondenkbaar. Nou, sê hy, as hy enige skade berokken het of jy iets skuld, sit dit op my rekening. Dit beteken dat wat ook al Onesimus gedoen het, Paulus sal die gewig daarvan dra. Paulus sal die betaling maak, nie Onesimus nie. So hy koop vir Onesimus vry van sy skuld. Dit is 'n baie groot beginsel wat ons sien aan die kruis, maar ons gaan nou 'n bietjie dieper in dit ingaan. Ek Paulus skryf hierdie met my eie hand, ek sal dit betaal. En dan praat ek nie eers van dat jy jouself aan my verskuldig nie. Nou sê hy eintlik vir hom, net soos wat ek wil hê jy moet hom vergewe, moet jy onthou dat ek aan jou die evangelie verkondig het en dat dit jou eie lewe gered het ook. So jy skuld my jou lewe, maar so vra ek vir jou, gee hierdie lewe of ontvang hierdie ou soos wat dit ek is en koop hom ook vry soos wat jy vrygekoop is. So hy hou hom sterk verantwoordbaar. As ek Filemon was, weet ek nie hoe ek sou nee sê vir Paulus as hy hierdie goed so vra nie. En dan sê hy hier is 'n belangrike deel. Wag, ek gaan net gou die vorige vers klaarmaak, dan die belangrike vers, hoor gou. En dan praat ek nie eers van ek het daai deel gelees. Hier is die vers, hoor gou. Ja, broer, mag ek tog in die Here van jou hierdie voordeel geniet. Verkoop my hart in Christus. Daar's die derde hart. Okay, die eerste hart sê hy, dat jy is bekend, Filemon,
om die harte van die gelowiges te verkoop. Toe sê hy vir hom, ek stuur my hart na jou toe, Onesimus. En dan sê hy hierso in vers 20, verkoop my hart in Christus. So hy sê vir hulle, julle is bekend vir hierdie, hier is my hart, doen dit, waarvoor julle bekend is. Hy hou hulle verantwoordbaar aan hulle identiteit. Hulle is bekend as mense wat liefde is en wat die harte verkoop. Nou wil hy hê, hulle moet Paulus se hart verkoop deur hom vir Onesimus te aanvaar. En dan na daardie groet hy hulle almal en hy sê vir hulle, hy hoop om hulle gou weer te sien. So hy sê daar ook dat hulle 'n gastekamer moet voorberei. En daai gastekamer is nie 'n geestelike gastekamer nie, dit is 'n regte gastekamer. Paulus het gedink dat hy gaan terugkom van Rome af soontoe, maar ons weet dat hy het gesterf voordat hy kon terugkom na hulle toe. OK, so mense, daar is nog so baie in hierdie brief, maar ek wil hierdie met jou laat. Volg die woord hart in daai boek. Dis die een ding wat ek wil hê jy moet bietjie kom ons sê mediteer op. En dan is daar 'n ander ding wat ek wil hê jy moet agterkom. So Tebogo sit hier agter die skerm. Tebogo, I need my board markers. It's on my desk. So Tebogo gaan gou dit vir ons kry en dan gaan ek gou iets vir julle verduidelik. OK, so ons weet in hierdie storie is daar 'n persoon met die naam Philemon en daar's 'n persoon met die naam Onesimus en daar's Paulus. Daar's 3 karakters wat betrokke is hierby. Dankie Tebogo. Daar's 3 karakters wat betrokke is hierby. Ek gaan nou opstaan. Tebogo, jy gaan vir my sê as ek uit die kamera uit is. So hier is een persoon, hier is 'n ander persoon en hier is 'n ander persoon. So in Philemon kan ons sien dat daar's een wat die offense gevat het. So daar's een aan wie verkeerd gedoen is, né? Kom ons sê hierso is Philemon, dis die een aan wie verkeerd gedoen is. OK. Hy is onskuldig, hy is besteel, hy is die een wat seer gekry het in hierdie geval. Dan sien ons die ander ene wat die skade gemaak het, wat die kom ons sê die skade berokken het, soos wat die skrif sê. Okay. En dit is Philemon. Ag nie Philemon nie, Onesimus, skus dat ek daar uitvee. Dis nie Philemon nie, dit is Onesimus wat dit gedoen het. En dan sien ons dat Paulus speel die rol van mediation of ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, maar hy is die mediator. Okay. So wat nou gebeur is dat hy is die, kom ons sê die offended, hy is die offender en hy is die mediator. En die mediator vra vir die mediator in 'n manier intercede by die offended en betaal die skuld van hierdie ene om hierdie verhouding te herstel. Klink dit nie baie soos ons verhouding met die Here nie. Hierdie is die Vader. Hierdie is ons. En hierdie is Jesus. Paulus sê in vers 17, indien jy my as deelgenoot beskou, verwelkom hom asof dit ek is. En as hy enige skade berokken het, of jou iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, skryf hier met my hand, ek sal dit betaal. So dis asof Jesus sê dat, Vader, as jy my erken as jou seun, sit sy skuld op my, sodat jy hom kan aanvaar, soos wat jy my kan aanvaar. Soos wat Paulus vir Philemon gevra het om Onesimus te aanvaar, soos 'n broer, soos 'n soos 'n gelyke amper, sê Jesus vir die Vader, aanvaar hulle soos 'n gelyke, aanvaar hulle nie meer as sondaars nie, maar as vrygekoop. So Jesus is die mediator, die Vader is die offended, en ons is die offenders. Ons het sonde gepleeg teen die Here. Jesus het ons vrygekoop om die verhouding tussen ons en die Vader te herstel. So in 'n manier kan ons sê dat, hoorie, ons is in die hart van Jesus. En Jesus intercede, ek weet nie wat sy Afrikaanse woord nie,
bid vir ons of hy intercede by die Vader om ons ten volle te aanvaar, sonder skuld, sonder blaam, sonder smet, aanvaar die Vader ons. Mense, dit is vir my so mooi taal wat die evangelie net beskryf. Mense, ons het skade gedoen deur sonde te pleeg. Jesus het gekom en hy staan voor die Vader en hy kyk so op na die Vader en hy sê vir die Vader, Vader, as ek jou seun is of as ek jou deelgenoot is, aanvaar hulle soos wat jy my aanvaar. En as hulle jou enigiets skuld, sit dit op my rekening, ek sal dit betaal. En ons weet, Jesus het dit aan die kruis betaal. En nou is daar rekonsiliasie of versoening tussen ons en die Vader. Mense, miskien moet jy 'n versoeningsgesprek hê met iemand, miskien moet jy iemand wat jy moet vergewe of wat jou skade aan toegereken het, miskien moet jy daai skuld van daai persoon op die kruis sien en die vergifnis hê vir daai persoon. Of miskien moet jy die mediator wees tussen mense. Maar ek dink die Here se hart hierso, as hy praat van om die harte te verkoop, praat ek van mense, die hart van die Here is hierso versoening. Versoening tussen jou en die Vader, versoening tussen jou en daai familielid wat jou seer gemaak het, die versoening tussen jou en jou mede-kerkgangers. Mense, ons het nodig om mekaar te vergewe en te versoen. Mense, dit was lekker om hierdie boek saam met julle te doen. Ek dink regtig dit is 'n awesome boek en ek hoop jy geniet hom. Ek het net 'n paar goedjies uitgelig. Iets wat jy kan gaan doen met hierdie boek is jy kan al die kontraste. Daar's baie kontraste, soos hy sê hy was eers 'n slaaf en nou 'n broer. Hy was eers liggaamlik, nie net liggaamlik nie, maar ook vir ewig. Hy was geen voordeel nie, maar nou nuwe voordeel. Daar's soveel meer waarnemings wat jy kan doen. En ietsie wat ek dalk ook kan by noem is in vers 17, daai woord indien. In die Engels is dit if, so if. Dis 'n conditional statement, soos ons noem in Engels. So daar's 'n verwagting met die volgende ding wat hy vra. En met Jesus se gesprek met die Vader is daar 'n verwagting wat Jesus het van die Vader om ons te aanvaar as hy is. Is dit nie 'n mooi storie nie? Ek gaan vir jou bid en dan groet ons mekaar. Here, ek bid dat daar versoening sal gebeur, vergifnis sal gebeur en vrede herstel word in families, in kerke, Here, en Here, mag ons leer uit die leierskap van Paulus uit, mag ons leer uit die liefde van Filemon uit, kan ons leer uit die manier wat Paulus hierdie ding gedoen het. En Here, mag dit 'n testimony wees vir hierdie land se versoening in Jesus naam. Amen en amen. Groete vir jou.